3 Julie. God gee ons moed om hom te vertrou. Die vrees vir die mens span 'n stryk, maar hy wat op die Here vertrou, sal beskud word. Spreuke 29 vers 25. Die Here verlang dat u moedig moet wees. Span u in. Die Satan werk oral om geloof te vernietig en om Gods volk ongelukkig te maak. As u nie weet hoe om die Satan se sette te herken nie, is u enigste veiligheid in gebed. Lê al die geheime van die hart voor die oog van die Almagtige bloot en pleit dat God u rein en sterk moet maak en u volkome moet bewapen vir die stryd van die lewe. Stryd teen twyfel, laat geloof groei, deeg word sterker deur versoeking te weerstaan. Alle seëninge word aan diegene geskenk wat 'n lewende verbinding met Jesus Christus het. Jesus roep ons na hom toe, nie om ons net vir 'n paar uur met sy genade en teenwoordigheid te verkoop en dan weer van sy lig weg te stuur om sonder hom bedroef en neergeslag te wandel nie. Nee, hy sê dat ons by hom en hy by ons moet bly. Orals waar sy werk gedoen moet word, is hy tederlik, liefdevol en meegevoelig by. Hy het vir u en vir my in homself 'n blywende woonplek berei. Hy is ons toevlug, ons ondervinding moet breë en dieper word. Jesus het die goddelike volheid van sy onuitspreeklike liefde beskikbaar gestel. Praat van moed, praat van geloof, praat van hoop. My broeder en my suster in die Here, hou goeie moed. Hoe min weet ons tog van wat vir ons voor die deur lê. Ons sal ons geheel en al aan Jesus gee om heeltemal syne te wees en dan sê, nie my wil nie, maar u wil geskied, o God. U het die tere liefde en meegevoel van u Heiland. Hou die oog altyd op hom gefestig, vertrou voortdurend op hom en moenie aan sy liefde twyfel nie. Hy ken ons swakheid as geheel en weet wat ons nodig het. Hy sal ons genoeg genade vir ons dag skenk. Kyk net voortdurend na Jesus en wees vol moed. Opregte geloof het 'n soort krag, 'n vaste beginsel, wat nog tyd, nog arbeid kan verswak.